Gemeente, ek het sopas woord ontvang dat Zaan se moeder is gister oorlede. So ek wonder, kom ons sluit net ons oë, dan dink ons aan ons broer en ons suster Louis en Zaan en die kinders Ilse en Isabel en vra vir die Here se onderneming dan ook met hulle in hierdie tyd van hartseer. Here, in lewe en in dood vertrou ons onsself aan U toe, ons soewereine God wat beskik oor ons elke lewensasem. Here, dit is deel van U wil dat Louis en Zaan se moeder, dat Isabel en Ilse se ouma oorlede is. En ons wil graag dink aan hulle dan in hierdie tyd. Wil U nie asseblief vir hulle met die vertroosting van 'n hemelse Vader bystaan nie. Here, U woord leer vir ons in 2 Korintiërs 1 vers 3 en 4, U is die God van alle vertroosting. Ons lees in Openbaring hoofstuk 7, hoofstuk 21, hoe U self die trane afdroog. Wil U nie dit vir hulle doen vandag en in die weke, maande en jare wat voorlê nie? En help vir ons as 'n gemeente hoe om met wysheid ons boetie en sussie te ondersteun, vir Ilse, Isabel te ondersteun ook in hierdie tyd. Dit vra ons in Jesus se naam. Amen. Gemeente, maak asseblief julle Bybels oop by Efesiërs hoofstuk 5 verse 25 tot 33. Efesiërs 5 vers 25 tot 33, ons gaan aan met ons studie deur die boek van Efesiërs en ons kyk saam vanoggend weer na God se wil vir die getroude man. Hierdie is deel 2 van hierdie onderwerp, God se wil vir die getroude man. Ons het laas week begin met hierdie onderwerp en ons sluit dan vandag af met die behandeling van dit wat Paulus hier skryf in Efesiërs 5 oor die huwelik. Tot dusver in hierdie kosbare brief het ons in die eerste 3 hoofstukke gelees van en behandel, hoofstukke 1 tot 3, God se reddende genade in Christus Jesus aan gelowiges. En is dit nie vir ons kosbaar nie? Dit is die mees kosbaarste geskenk wat God ons kon gee, is ons redding. Dat hy ons verlos het van sonde se straf, se skuld se mag. Dat hy ons vergewe het vir ons sondes. Dat ons gereinig is, ons gewetens van dooie werke, dat ons versoen is met die Vader in Christus Jesus deur middel van bekering en geloof. Dat ons vrygestel is van sy komende oordeel oor sonde. En dat ons die kosbare verwagting het van die ewige lewe en 'n ewige erfenis in die hiernamaals, na die wederkoms van Jesus. Hierdie is waarlik vir ons kosbaar. En toe in die tweede helfte van hierdie brief, Efesiërs hoofstuk 4 tot 6, waar ons nou besig is, bespreek Paulus dan deur die inspirasie van die Gees God se heiligmaking van gelowiges in Christus Jesus. Dit wil sê hoe God deur sy Gees verlostes verander om toenemend meer soos Jesus te leef, hoe hy hulle help om hulle verlossing in Christus Jesus uit te leef in die praktyk van hulle alledaagse lewens. Ons het nou onlangs begin kyk na hierdie relevante vraag. Hoe help die Heilige Gees die verloste, jou en my, wat deur geloof deel het aan God se verlossing in Christus? Hoe help hy ons om daai verlossing uit te leef in die huis? Paulus antwoord hierdie vraag in die lig van 3 verhoudings. Die huweliksverhouding in hoofstuk 5 vers 22 tot 33. En ons sal dan as die Here wil en vertoef om te kom volgende aandag gee aan die tweede verhouding, die ouer-kind verhouding. In Efesiërs 6 vers 1 tot 4 en daarna die eienaar-slaaf verhouding wat relevant was in die eerste eeu, maar waarvan ons die beginsels toepas op die werkgewer-werknemer verhouding in Efesiërs 6 vanaf vers 5 tot 9.
Nietemin, ons is steeds by die huweliksverhouding vandag vir oulaas. En ons het gekyk na God se wil vir die getroude vrou in verse 22 tot 24. Vandag gaan ons weer aan vanaf vers 25 en kyk na God se wil vir die getroude man. Laas week, as ek net vlugtig julle op datum kan bring, ons het laas week gesê vanuit die teksgedeelte met betrekking tot die opdrag van God. Met betrekking tot die opdrag van God, sê die Here vir elke getroude man, wees lief vir jou vrou. Nie net op Moedersdag en sulke spesiale dae nie, né? Wees lief vir jou vrou, en ek wil hier byvoeg, ek het dit nou nie laas week pertinent genoem nie, maar alhoewel die Here jou die rol van hoof gegee het oor jou vrou, is dit nie sy wil dat jy oor haar sal heers nie, dat jy haar sal domineer nie, dat jy haar sal hiet en gebied as 'n totalitêre despoot amper, dat jy haar nie sal dikteer nie. Kyk, daai neiging is alreeds deel van jou en my vleeslike ingesteldheid. As ons kyk na Genesis 3 vers 16, een van die betekenisse van daardie stelling in God se vloekuitspraak oor die vrou, jou begeerte sal na jou man wees, maar hy sal oor jou heers. Die konteks van daai stelling in die Hebreëus, ook as jy kyk na die volgende hoofstuk, Genesis 4 vers 7, waar daai frase net so gebruik word, dui vir ons aan dat wat die Here daar bedoel is dat die vrou sal 'n neiging hê weens die sondeval om te heers oor haar man, om sy rol te wil oorneem en nie onderdanig te wees aan hom volgens God se skepingsorde nie. Maar 'n ander betekenis van daai uitspraak in Genesis 3 vers 16 is, die vrou se begeerte sal na haar man wees. Met ander woorde, sy is geskape om inherente begeerte te hê na die liefdevolle leiding en versorging van 'n hoof. Dis haar begeerte, in haar ingeskep deur die Here, maar weens die sondeval sal hy geneig wees om liefdeloos oor haar te heers. Dis deel van die neiging van ons sondige natuur, manne, en dit is nie tot eer van die Here nie. Alhoewel jy haar hoof is, sê Paulus niks in ons teks hier omtrent jou dominering en diktering van jou vrou nie. Inteendeel, dis die Here se begeerte dat jy onderdanig sal wees. Kyk gou na vers 21. Voordat hy begin praat oor die rol van vrou en man in die huwelik, dan sê hy, 'n uitvloeisel van geesvervulling is dat daar 'n onderdanigheid sal wees. Wees onderdanig aan mekaar uit ontzag vir Christus. Dit geld vir elke gelowige teenoor elke ander gelowige. Ons het gesien, die vrou se onderdanigheid in haar man is behels dat sy haar rol sal opneem as sy komplementerende helper. Die Here wil ook hê dat die man onderdanig sal wees aan hom eerstens, maar ook aan sy vrou deur haar lief te hê. Let op, nie domineer en dikteer nie, maar lief hê. In terme van hierdie opdrag vanaf die Here, het ons herhaling in die teks. En die Here laat herhaling toe ter wille van beklemtoning, soos ek julle uitgewys het, in vers 25, vers 28 en vers 33 van Efesiërs 5, word daar vir die mans gesê wat getroud is, hê julle vrouens lief. Dit is belangrik vir die Here, getroude mans, dat ons vroue lief hê. Die werkwoord hier vertaal as wees lief is die woord agapao, soos ek vir julle gesê het, in terme van gesindheid, beteken dit dat jy 'n hoë waardering en agting vir jou vrou sal hê. En in terme van gedrag beteken dit dat jy jouself sal opoffer ter wille van haar behoeftes, haar belange en haar beswil.
En die voorbeeld wat Paulus dan nou gebruik hierso wanneer hy vir die man sê, wees lief vir julle vroue, is die van Jesus, ons hemelse bruidegom se liefde vir ons, sy kerklike bruid. Kyk na vers 25, mans, julle moet julle vroue lief hê, soos ook Christus die kerk lief gehad het en homself ter wille van haar oorgegee het. Dit is die opdrag. Mans, wees lief vir julle vroue. Met betrekking tot die aard van hierdie liefde het ons gesien laas week, dit is 'n spesifieke liefde, dit is slegs vir jou eie vrou, jou liefde vir jou Godgegewe eggenoot is uniek. Jy het geen ander vrou lief op dieselfde manier as wat jy jou vrou met oorgawe lief het nie. 3 keer weer eens in die teks word dit herhaal, vers 25, vers 28, vers 33, hê julle vroue lief. Dit is 'n liefde ook wat ononderhandelbaar is. Die werkwoord hier is konstant in die imperatiewe vorm. Met ander woorde, dis nie 'n opsionele ekstra wat jy oor kan wik en weeg nie. Dit is 'n opdrag van die Here. Daarom lees ons ook in vers 25. Kyk na die teks. Mans, julle moet julle vroue lief hê. Vers 28. Net so is die mans verplig om hulle eie vroue soos hulle eie liggame lief te hê. Dis ononderhandelbaar. Dis ook 'n konstante liefde, soos ek gesê het, die werkwoorde hier verskyn in die aktiewe teenwoordige tyd. Met ander woorde, dis 'n konstante aksie in die hier en nou, iets wat nooit ophou nie. Daar's nie 'n pause knoppie nie, julle onthou. Dit is 'n liefde wat onvoorwaardelik is. Dis ongeag haar verdienste, manne. As die Here vir die vrou kan sê in 1 Petrus 3 vers 1 en 2, vroue, soos wat Christus homself onderwerp het aan die Vader in sy lyding, moet julle onderdanig wees aan julle mans, selfs as, of al is sommige van hulle ongehoorsaam aan die woord, moet jy onderdanig bly, sodat hulle deur jou godvreesende wandel met die Here gewin kan word vir die Here. As dit waar is vir die vroue, is dit ook waar vir ons as mans. En ek het vir julle gesê, dat nêrens in ons teks hierso, in Efesiërs 5, vanaf vers 25, word hierdie opdrag gekwalifiseer in terme van mans, julle moet julle vroue lief hê as julle van die mening is hulle verdien dit nie. Ons lees nie dit in die teks nie, né? Dit is onvoorwaardelik en dit is prakties. Vers 25 sê, soos Christus die kerk lief gehad het. En hoe het hy die kerk lief gehad? Nie met leë lippetaal nie. Die Here sê nie net vir ons in sy woord, hy het ons lief nie, hy bewys daai liefde in die praktyk, in dat Jesus in ons plek kom staan het, hy het mens geword soos ons, hy het homself verneder, ja, tot die dood van die kruis, terwille van ons behoefte, ons belange, ons beswil, en daarom moet ons nie net lief hê met leë lippetaal nie, maar in daad en waarheid. Ons het laasweek hierdie dinge vir mekaar gesê, en ek gaan nie alles weer herhaal nie, maar vandag gaan ons aan met hierdie tema, soos ek genoem het, God se wil vir die getroude man, sodat niemand van ons, en veral nie die getroude manne, onkundig sal wees of onverstandig nie, maar eerder dat ons sal verstaan wat God se wil is, soos Efesiërs 5 vers 17 sê. Ons moet verstaan wat God se wil is, ook ten opsigte van die man se rol in die huwelik. Dat die manne hulle rolle in die huwelik kan opneem teenoor hulle vroue. En sodat ons almal as 'n gemeente vir hierdie manne kan bid en hulle kan bemoedig om dit te doen tot eer van die Here en tot voordeel van die huwelike in ons midde, maar ook vir ons as 'n gemeente. Ek gaan vir ons lees Efesiërs 5 vanaf vers 22 tot 33 weer. En ek wil vra, gemeente, kom ons staan as 'n eerbetoning aan die Here, die wat kan staan. Soos wat ons luister na sy heilige woord. Die woord van die Here sê vir ons in Efesiërs 5 vanaf vers 25, mans, jammer, ek lees van vers 22 af. Vroue, wees onderdanig aan julle mans, soos aan die Here, omdat die man die hoof is van die vrou, soos Christus ook hoof is van die kerk. Hy is verlosser van die liggaam. Maar soos die kerk onderdanig is aan Christus, so ook moet die vroue in alle opsigte aan hulle mans onderdanig wees.
dan mans, julle moet julle vroue lief hê, soos ook Christus die kerk liefgehad het en homself ter wille van haar oorgegee het, sodat hy haar kon heilig, deurdat hy haar gereinig het deur die was met water en die woord. Dit het hy gedoen sodat hy vir homself die kerk in heerlikheid daar kan stel, sonder vlek of rimpel of enigiets dergeliks, heilig en sonder smet. Net soos die mans verplig om hulle eie vroue soos hulle eie liggame lief te hê. Wie sy eie vrou lief het homself lief. Niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie, inteendeel, hy voed en koester dit soos Christus sy kerk. Ons is immers lede van sy liggaam. Om hierdie rede sal 'n man sy vader en moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind, en hulle twee sal een vlees wees. Hierdie geheimnis is groot, ek sê dit met verwysing na Christus en die kerk, maar dit geld ook vir een en almal van julle, laat elkeen sy eie vrou lief hê soos hy homself lief het, en laat die vrou haar man eerbiedig. Net tot sover die woord van die Here, julle kan sit. Kom ons, maak ons harte stil en sluit ons oë in gebed. Vader, ons buig onsself voor U in die naam van Jesus en vra dat U deur die Heilige Gees se werking nou ook hierdie kosbare gedeelte van U woord sal oopbreek vir ons. Dat ons U doel, waarom U dit deur die Gees geïnspireer het, sal insien, sal verstaan en nie net op 'n intellektuele vlak nie, Here, maar dat ons die vermoë, die God gegewe instaatstelling sal hê om te gaan toepas in ons lewens wat ons vandag en oor die laaste paar weke gehoor het. Here, mag U woord wat uitgaan vandag nie leeg na U toe terugkeer nie. Dit vra ons in Jesus naam. Amen. Gemeente, daar is soveel wat ek nog kan sê en hierdie reeks kan aangaan vir maande nog, maar ek het besluit om regtig by die teks te bly vandag. Paulus beklemtoon vir ons hier, vanaf vers 25 tot 33 in Efesiërs 5, deur die inspirasie van die Gees, die versorgingsaspek van die man se liefde vir sy vrou. Die versorgingsaspek. Met ander woorde, dat die man se hoofskap primêr ten doel het en dat sy liefde gefokus moet wees op sorgsaamheid. Dat dit 'n sorgsame liefde sal wees waarmee hy haar liefhet. Eerstens, ten opsigte van haar geestelike welstand. Haar geestelike welstand in verse 25 tot 27 en weet julle, Paulus gee 'n motivering hier vir die mans, naamlik die van Jesus se offer van homself ter wille van sy bruid se geestelike welstand. Kyk gou saam met my na verse 25 tot 27 as ek dit weer vir julle lees. Paulus is so God gerig. Sy ingesteldheid is so nie wat die ingesteldheid van ons dag en tyd is nie. Hy het nie 'n humanistiese ingesteldheid nie. Hy's nie mensgeoriënteerd nie. Hy's so God gerig, Christus gefokus en evangelie gesentreerd. Hierdie is 'n voorbeeld en 'n aanmoediging vir ons ook om alle aspekte van ons lewe te sien in die lig van die kruis voortdurend. Paulus wil vir die man sê om sorg te bied oor die geestelike welstand van die vrou. Let op hoe doen hy dit. Hy sê, mans, julle moet julle vroue lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het en homself vir haar oorgegee het, sodat hy haar kon heilig, deurdat hy haar gereinig het deur die was met water en die woord. Dit het hy gedoen sodat hy vir homself die kerk in heerlikheid daar kan stel, sonder vlek of rimpel of enige iets dergeliks, heilig en sonder smet. Kosbaar. Ons word herinner dat God die Vader deur ons Here Jesus se verlossingswerk het ons geheilig. Dis waar van jou en my wat geglo het in Jesus. Die woord geheilig hier in vers 26, sodat hy haar kon heilig, vers 27, dat sy heilig sonder smet is die werkwoord hagiazo. Ons ken die selfstandige naamwoord hagios,
wat ek al genoem het van die kansel af, die leksikale betekenis van daai woord is maar om iets af te sonder. Dis die negatiewe aspek. En die positiewe aspek is dat jy sonder iets af sodat dit toegewyd kan wees aan iets. Met ander woorde, afgesonder van algemene gebruik, toegewyd tot spesifieke gebruik. Dis die idee van afsondering hier. En God het dit gedoen deur middel van, hoe sê Paulus hier in vers 26, die reiniging met water en die woord. Die term wat vertaal word as woord hier is rheimati. Ons kry die woord dit kom van rheima af. Miskien het jy al die woord gehoor uit die Grieks uit. Dit verwys na die gespreekte of spesifiek die gepredikte woord. So dis die gepredikte evangelie basies wat ons gereinig is, en dan die woord water ook hier, water en woord. Water hier 'n verwysing natuurlik na die doop, die belydenis van geloof in daardie gepredikte evangelie, en is deur geloof, soos bely deur die water wat ons gereinig word. Die water van die doop wat reinig ons nie, dis die bloed van Christus wat ons reinig deur geloof. Maar so, deur daai reiniging, deur geloof in die evangelie, daai geloof wat ons bely deur die doop, so het die Here ons afgesonder vir homself. Ek hou daarvan om die illustrasie van die tempelgereedskap hier te gebruik, en ek weet julle het dit al by my gehoor. Duld my weer eens vanoggend. In die Ou Testament, toe die tabernakel daarna die tempel gebou was, het hulle sekere instrumente gebruik vir die aanbidding van God. Tange en grawe ensovoorts vir die offers. Nou daai implemente was afgesonder van algemene gebruik. Daar was 'n reinigingsproses. Al daai implemente moes deur rituele wassing skoongemaak word, en dan was dit in die tempel gesit, toegewy vir spesifieke gebruik. En dit is wat God ook met ons deur geloof in Jesus gedoen het. Hy het ons afgesonder uit die wêreld uit. Ons is gewas deur die bloed van Jesus om rein te wees voor God, en hy het ons toegewy om te leef vir die eer van die Here. Dis wat dit beteken om heilig te wees, afgesonder van kompromie met sonde en die wêreld. Gewas deur die bloed van Jesus om nou te bestaan tot lof van die heerlikheid van sy genade, soos Paulus ook hier in hierdie brief geskryf het. Die idee hier, hoekom Paulus hierna verwys, is, hy wil die punt maak, soos wat Jesus homself gegee het, deur sy kruisdood, om sy bruid deur reiniging te heilig, vir haar geestelike welstand, so moet die man ook homself gee, opoffer vir die vrou se geestelike welstand, sodat sy kan wees soos wat Paulus skryf hier in vers 27, sonder vlek of rimpel, enige iets dergeliks in Christus, heilig en sonder smet. Dit is die kerk in Christus, en die man deur sy liefde vir die vrou dra by ook, dat sy geestelik gesond voor die Here wandel in Christus. Ek wil terwille van prakties wees, 5 praktiese goedjies noem vir julle, wat julle kan in plek stel. Dis nie alles wat gesê kan word nie, maar terwille van tyd wil ek 5 van die meer voor die hand liggende maniere uitwys, manne, hoe julle self kan opoffer vir die geestelike welstand van julle vrouens. Nommer 1, as profeet en priester in jou huis, stel jou vrou bloot aan die waarheid van God konstant. Jy kan dit doen byvoorbeeld deur eredienste, vat haar kerk toe, moenie kerk mis, behalwe as dit 'n krisisgeval is nie. Daar's soveel mense vandag wat nie meer die Here se opdrag in die woord eer, wat sê, moenie die onderlinge byeenkomste verontagsaam nie. So maklik bly mense deesdae van die kerk af weg. Geliefdes, die eer van die Here wie ons gered het, vereis ons teenwoordigheid. Wanneer die kerk bymekaar kom vir die aanbidding van God, ons behoort nie weg te bly nie.
Bring jou vrou eredienste toe, sodat sy kan deel in die aanbidding van God en ook kan sit onder die prediking van God se woord en daaraan blootgestel kan word. Dan ook, Antipas het verskeie byeenkomste deur die week, selgroepe en Bybelstudiegroepe en omgeegroepe en disippelskapgroepe. Moedig jou vrou aan om ook ten minste een byeenkoms in die week by te woon. Ons het byvoorbeeld die vroue om 9 bediening in Antipas, wat by mekaar kom woensdaagoggende, maar hulle het ook aanlyn sessies in die aande vir die vroue wat werk hierdie week. Moedig haar aan om ook daar betrokke te raak terwille van blootstelling aan die woord. Nog iets wat jy kan doen en wat jy ernstig moet oorweeg, manne, dis iets wat verlore gaan in ons dag, is huisgodsdiens. Lees saam met jou vrou en jou kinders Bybel en praat met hulle oor dit wat julle saam lees as 'n gesin uit die woord van die Here. Probeer om dit een keer 'n dag te doen, soos dit moontlik is. Ook stilte tye is so belangrik. Manne, bewaar jou vrou se tye met God, waar sy blootgestel word aan die waarheid van die Here, deur gebed, deur Bybelstudie. Stel haar bloot. Tweedens, bied begeleiding aan haar. Paulus sê in 1 Korintiërs 14 vers 35, dat as die vrou iets van 'n geestelike aard te wete wil kom, laat sy haar man tuis vra. Wees altyd oop vir jou vrou om jou te vra na die waarheid en wil van die Here. En bespreek dan met haar, as jy haar kerk toe gevat het, die preek na die tyd. Kan in die kar gebeur, dit kan by die huis gebeur, hoe ook al sy, bespreek dit met haar. Vind uit wat het sy gehoor. Leer saam met haar, groei saam met haar. Dit gaan ook julle emosionele en fisiese liefdeslewe verdiep, as julle op geestelike vlak so interaksie het met mekaar. Bespreek, nie in die woordprediking nie, maar as sy 'n goeie geestelike boek lees, vra vir haar uit oor wat sy lees. Bespreek dit met haar. Selfde met haar studie, as sy betrokke is in een of ander studie, vra haar uit na wat sy gehoor het. Praat met haar, bied begeleiding. En natuurlik ook wat sy lees in die Bybel in haar stilte tye, praat met haar daaroor, bied begeleiding in al hierdie dinge. Stel bloot, bied begeleiding. Derdens, waak oor jou vrou. Nie as 'n polisieman nie, maar as 'n liefdevolle hoof wat omgee oor haar, wat gesteld is op haar beswil, haar welstand. Wees bewus van die persone waaraan sy blootgestel word, die plekke waaraan sy blootgestel word, die praktyke waaraan sy blootgestel word, die plesiere waaraan sy blootgestel word. En as daar enigiets in haar lewe is wat jy sien 'n negatiewe geestelike invloed op haar het, praat met haar daaroor, nadat jy daaroor gebid het. Moedig haar aan om daai negatiewe ding, al is dit nie sonde nie, maar as dit 'n negatiewe invloed op haar het geestelik, dat sy dit sal aflê en dat sy gesonde gebruike sal aanleer. Vierdens, en al hierdie ander dinge wat jy kan doen om haar geestelike welstand te bevorder, is hierdie seker die belangrikste. Bid vir haar. Manne, bid julle vir julle vrouens. Is jy op jou knieë vir jou vrou elke dag? Bid vir haar geestelike welstand, dat die Here daarin sal onderneem en dat hy jou sal gebruik bloot as 'n instrument om haar geestelike welstand te bevorder. En dan vyftens, voorbeeld. Manne, 'n manier hoe jy jou vrou se geestelike welstand kan bewaar is om te waak oor jou eie wandel met die Here, sodat jy 'n voorbeeld vir haar kan wees van hoe om die Here te dien. Ek sê al hierdie dinge vir julle, nie omdat ek dit alles volmaak doen nie. Die Here het my eerste die week oor die vingers getik, soos elke week. En ek het gister vir my vrou om verskoning gevra, dat ek so tekort skiet in baie van hierdie dinge. En my vertroue in die lig van die kruiswerk van Jesus is op die Gees om my te help. Om, al is dit met babatreetjies, toenemend te verbeter en my vrou so lief te hê, op 'n wyse wat haar geestelike welstand bevorder. En ek bid dieselfde vir julle getroude manne. Dan, en let op die volgorde hierso, waaraan gee Paulus
deur die inspirasie van die Gees prioriteit. Voordat hy kom by tydelike versorging, bespreek hy die geestelike versorging. Baie belangrik, ons is geneig baie keer as mans om ons gaan uit, ons werk, ons kom terug en ons voel ons werk is klaar as ons brood op die tafel kan sit en so aan 'n dak oor die kop vir ons vrouens. Is nie al wat die Here begeer nie. Let op die prioriteit. Jou vrou se geestelike welstand is waar jy begin in jou liefde vir haar. Maar ook die Here beklemtoon ook deur die pen van Paulus hier dat jou liefde vir jou vrou sal insluit tydelike sorg, nie net geestelike sorg nie, maar tydelike sorg vanaf vers 28 en aan. En weer eens gee Paulus hier 'n motivering. Hy sê dat die vereniging van Jesus met sy kerklike bruid, wat Jesus dan versorg as sy liggaam, dien as motivering vir die man om ook sy vrou as deel van sy liggaam te versorg. En weer eens sien ons hier Paulus se Godgerigtheid, sy Christus gefokusdheid, sy evangelie gesentreerdheid. Paulus se punt is dit: deur middel van geloof is jy en ek een met Jesus, deel van sy kerk liggaam. Ons is onder sy hoofskap en sy sorg. En Paulus benadruk dan net so is die man en die vrou wat in die huweliksverbond aan mekaar verbind is, verenig. En dat die man ook soos Jesus sy kerkliggaam versorg, sy vrou wat deel geword het van sy liggaam, een vlees met hom, dat hy haar ook so sal versorg. Ek lees vir julle weer vanaf vers 28, kyk saam met my en volg Paulus se argument. Paulus sê net so is die mans verplig om hulle eie vroue soos hulle eie liggame lief te hê. Wie sy eie vrou lief het homself lief. Niemand het nog ooit sy eie liggaam gehad nie, inteendeel, hy voed en koester dit soos Christus sy kerk. Let op, ons is immers lede van sy liggaam. En dan maak Paulus die brug tussen die gelowige wat deel is van die kerk liggaam van Christus en die vrou wat deel is van die liggaam van die man deur Genesis 2 vers 24 te kwoteer. Hy doen dit hier in vers 31. Om hierdie rede sal 'n man sy vader en moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind en hulle, net soos wat die bruid van Christus die kerk een is met hom, sal die twee een vlees wees. Hierdie geheimenis is groot, sê hy. Ek sê dit met verwysing na Christus en die kerk. Die illustrasie wat Paulus hier bied is die liggaam. Kyk vers 28. Ons moet ons vrouens lief hê, getroude manne, soos jou eie liggaam. En dit kom instinktief vir ons, nie waar nie? Dis iets spontaan dat ons na ons liggame omsien. Dis natuurlik. Paulus sê dit hier. Niemand het homself nog ooit gehaat nie. Ek meen, wat doen jy as jou liggaam moeg is? Jy druk jouself, maar as hy nou regtig moeg is, dan gaan rus jy slaap. Wat doen jy as jou liggaam siek is? Jy los hom nie net nie, jy gaan dokter toe, jy kry die middele om jou liggaam te versorg, dat hy gesond kan word. Jy kyk om na die welstand van jou liggaam. As jou liggaam honger is, wat doen jy? Jy stil jou honger deur iets te eet. As jou liggaam dors is, wat doen jy? Jy dink nie eers daaraan nie, jy gaan kry iets om te drink. Jy les jou dors. As jou liggaam in gevaar is, wat doen jy? Jy ontneem jouself dadelik uit die gevaarsituasie vir die beskerming van jou liggaam. As jou liggaam koud kry, wat doen jy? Jy trek warm aan as jou liggaam. So kan ons aangaan, jy kry die idee. Jy doen baie moeite, man, elke dag om jou liggaam te versorg. Ons doen hierdie goed sonder ons dit besef. Jy was jou lyf elke dag en ek hoop julle doen. Sommige was dalk meer deeglik as ander. Jy was jou liggaam elke dag, jy kam jou hare mooi voor die spieël, hoe ouer jy raak, en met my wat nou minder hare kry, die tyd voor die spieël is baie minder, maar dis daar. Jy borsel jou tande, jy trek jou liggaam aan, jy beklee jouself, jy doen baie moeite met jouself, en die idee wat Paulus hier oordra is net so, soos wat jy jou liggaam liefhet en omsien daarna, voed en koester jou vrou net so. Nie voeter en koes nie, voed en
koester dit soos Christus sy kerk. En daar's die maatstaf, soos Christus sy kerk. Is Christus ooit nalatig in hoe hy sy kerk liefhet en versorg? Nooit. Soos wat Christus sy bruid versorg, so ook die man. En ek wil nou weer 5 praktiese goedjies noem van hoe jy jou vrou kan versorg ook op tydelike gebied. Ek kan dalk begin deur uit te wys, mans, jou vrou het hierdie sorgsame liefde van jou nodig. Sy is daarvoor ontwerp deur die Here om onder jou sorg te staan. 1 Petrus 3 vers 7, as ek Petrus in die gesprek kan intrek saam met Paulus hier, hy sê dat die vrou is die swakker geslag. God het haar so ontwerp, en ek het reeds vir julle verduidelik, dit beteken nie dat sy op geestelike, emosionele, intellektuele, fisiese gebied noodwendig die man se mindere is nie. Sy is net ontwerp om die sorg van haar man nodig te hê, om onder haar se liefdevolle hoofskap te funksioneer. Daarom eerstens, wees aandagtig ingestel op jou vrou. Hoeveel van julle is nog, manne? Ek meen, ek onthou, toe ek en Esther verloof geraak het, en deur ons troue in haar eerste paar maande en jare, jou vrou is so voorop in jou gedagtes. Jy selfs as jy nie by haar is nie, sy is die hele tyd met jou, in jou. Jy's ingestel op haar. Dit mag nooit vervaag nie. Wees 'n student van jou vrou. Dit is wat Petrus impliseer in 1 Petrus 3 vers 7, wanneer hy vir die man sê, mans, leef saam met jou vrou met begrip. Die teks, die Grieks daar letterlik beteken met verstand. Wees ingestel op haar. Dit beteken dat jy met haar sal praat en dat jy sal luister wat sy te sê het. Dis iets wat ons in kan groei, manne. Luister na haar, leer vanaf haar sodat jy kennis kan hê oor haar behoeftes en dat jy op 'n sinvolle manier haar kan lief hê deur daai behoeftes te vervul. Wees ingestel op haar. Tweedens, werk dan hard buite die huis. Ek verwys hier na jou daaglikse werk. Sodat jy die middele mag hê om tydelik vir haar te kan sorg. Dit is deel van die wil van die Here. Werk is nie 'n gevolg van die sondeval nie. Werk was deel van God se skepping voor die sondeval. Ja, die sondeval maak ons werk moeiliker, maar werk is steeds 'n bron van seën vanaf God aan die mens. Kyk na Efesiërs 4 vers 28. Kort voor ons teks het Paulus gesê, die wat steel, moenie meer steel nie. Hy moet leer om met sy hande te werk wat goed is, sodat hy vir die behoeftiges kan gee. Werk hard buite die huis. In 1 Tessalonisense 4 vers 11, ek wil nie te veel uitbrei nie terwille van tyd, maar Paulus sê, stel jou eer daarin om met jou hande te werk en rustig te lewe. 1 Timoteus 5 vers 8 sê, as die man die vermoë het om vir sy gesin te sorg, maar hy doen nie, is hy erger as 'n ongelowige, want selfs die ongelowiges sien om na hulle eie. 2 Tessalonisense 3, Paulus gaan verder en hy sê, die wat nie wil werk nie, moet nie eet nie. Nou, dit is belangrik vir die Here, so werk hard buite die huis, soos die Here vir jou geleentheid gee en jou in staat stel, sodat jy ook hierdie tydelike behoeftes van jou vrou in kan voorsien. As jy nie 'n werk buite die huis het nie, dit gebeur soms dat ons werke verloor, dan maak dit jou werk om te bid vir werk en om te soek vir werk. En vertrou die Here dat hy sal vir jou in staat stel, vir jou 'n werk sal gee, dat jy hard kan werk buite die huis, om dan ook tydelike sorg aan jou vrou en kinders te bied. Derdens, nie net wees ingestel op jou vrou, werk hard buite die huis nie, werk ook hard binne die huis. Weet, ons tyd is min, veral die wat hard werk buite die huis, maar as hoof van jou huis, neem verantwoordelikheid byvoorbeeld vir die admin. Moenie al die goeders net op jou vrou los nie.
Die administrasie van die huis, sien toe dat jy 'n behoorlike begroting het, sien toe dat die betalings gemaak word, sien toe dat jou belasting in orde is, daai tipe goedjies. Jy hoef dit nie alleen te doen nie. My vrou is my ontsettende groot help in hierdie area. Maar jy as hoof, maak seker dit gebeur, sodat jou vrou die geleentheid het om 'n tuiste skepper te wees. Dat sy nie opgevang is met al hierdie administrasie nie. Wat die onderhoud van die huis aan betref, as daar 'n gat geboor moet word, as 'n gordynreëling geïnstalleer moet word, as 'n muur geverf moet word, sover jy dit kan doen, doen daardie dinge manne, of kry iemand om dit te doen. Wat haar voertuig aan betref, dis net nog 'n praktiese ding, maak seker haar voertuig is betroubaar, dat dit in 'n werkende kondisie is, dat die kar gediens word, dat daar brandstof in die kar is, dat sy nie gaan staan langs die pad nie en so aan. Werk hard binne die huis ook, om versorging te bied aan jou vrou. Dan vierdens, hierdie is vir my belangrik, want 1 Petrus 3 vers 7 sê vir die mans, lewe saam met jou vrou met begrip as die swakker geslag en betoon aan haar as 'n mede-erfgenaam van die genade van die lewe respek. Dis nie net die vrou wat vir die man respek moet hê volgens Efesiërs 5 vers 33 nie, ook die man moet vir die vrou respek hê. En hoe wys ons dit? Manne, wees ridderlik. Miskien is ek oudmodies in my ingesteldheid, maar wees ridderlik, bied beskerming vir jou vrou. En doen daai dinge wat jou oupa vir jou ouma gedoen het. Maak 'n deur oop vir jou vrou, stoot 'n stoel uit vir jou vrou, bring vir haar blomme van tyd tot tyd. Maak tyd vir haar, gaan gereeld op 'n date met jou vrou, dra haar op jou hande, wees ridderlik teenoor haar. Dis deel van daai tydelike versorging. En dan vyftens wil ek ook noem, wees vir haar ook 'n emosionele vangnet. Moenie net prakties versorg nie, maar ook emosioneel. Wees vir haar beste vriend. En sy sal dit ook vir jou wees. Wees haar geliefde en gewaardeerde vertroueling, met wie sy alles kan deel. Wees haar primêre raadgewer. Wees eerstens 'n oor wat luister na haar, wat nie altyd probeer alles oplos nie, maar luister na haar. Wees haar raadgewer, wees haar bemoediger, staan haar by. Dit is hoe jy tydelik versorging kan bied aan jou vrou. 'n Laaste gedagte hier onder tydelike sorg. Naas God is jou vrou jou hoogste prioriteit, Bybels gesproke. Jou verhouding met jou vrou is jou belangrikste menslike verhouding wat God jou gegee het. Sy is belangriker as jou kinders. Sy is belangriker as jou kerk. Sy is belangriker as jou werk. Sy is belangriker as jou stokperdjie. Moet niks van hierdie dinge bo jou vrou plaas nie. Hê haar lief met 'n gepaste liefde as tweede prioriteit onder God in jou lewe. En manne, as ek julle kan aanmoedig, laat daai plek aan jou sy, daar waar God die ribbebeen by Adam uitgeneem het, daai plek aan jou sy wat die Here haar geskep het om te wees, onder jou hoofskap as jou helper, laat daai plek aan jou sy vir haar 'n veilige hawe wees. Daar waar sy geliefd voel, versorg voel, veilig voel. En die resultaat sal wees dat God sal verheerlik wees. En jou vrou sal dit soveel makliker vind om haar rol teenoor jou op te neem en jou met liefde en respek na te volg. Ek sluit vandag se boodskap af net met 'n evangelie perspektief. Manne, hierdie dinge is moeilik. Dis 'n tolorder. Ons kan dit nie in ons eie krag doen nie. Daarom moet ons altyd die kruis in gedagte hou. Jesus het vir ons gesterf aan die kruis om ons vry te maak van die mag van sonde, sodat ons nie meer onder die dominerende mag van Satan en sonde is nie. Ons is vry om nee te sê vir sonde, sodat ons gehoorsaam kan wees aan hierdie opdrag van die Here. En by die kruis is daar altyd vergifnis. As die Heilige Gees jou oortuig dat jy nie hierdie dinge doen nie of gedoen het nie, kom kniel by die kruis. Ontvang die vergifnis van die Here en steun dan op die instaatstelling van sy Gees om te groei in hierdie dinge, soos wat jy groei op die pad van heiligmaking agter die Here aan.
Efesiërs 5 vers 18 sê ons moenie onsself onder die invloed of beheer van drank plaas nie, wyn, daarin is losbandigheid. Wees vervul, dit wil sê wees onder die invloed, die beheer van die Gees. Hy sal jou help om onderdanig te wees aan Christus, jou primêre hoof, en om jou onderdanigheid aan jou vrou te wys deur liefde vir haar. Paulus sê dit geld vir een en almal van julle in vers 33. Laat elkeen sy eie vrou lief hê soos hy homself liefhet, en laat die vrou haar man eerbiedig. Amen. Kom ons sluit ons oë. Vader, ons dank U vir U woord. Here, dit is vir ons kosbaar, ons eer U daarvoor, mag dit 'n realiteit word in ons midde. Asseblief, vir diegene wat nie getroude mans is nie, wat nie in die huwelik staan nie, ek wil ook bid, Here, dat vandag se woord vir hulle kosbaar sou wees, dat hulle ook voedsel tot nadenke sal kan wegneem. En spesifiek, Here, dat hulle ook in lyn met wat hulle gehoor het vandag vir die getroude man sal bid en ons sal bemoedig, sodat ons U kan goed dien in hierdie rolle wat U ons gegee het binne die gemeente en die gemeenskappe waar U ons geplaas het. Asseblief, Here, vir ons as getroude mans, ons werp onsself op U. Ons dank U vir die kruis waardeur ons vry is van sonde se mag, waar daar altyd vir ons vergifnis beskikbaar is en waardeur die Gees ons in staat stel, hy wie ons inwoon, om te groei in ons liefde vir ons vroue. Help ons daarin, Here. En wees nou verheerlik in die res van hierdie erediens. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Mag sy genade, die liefde van die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees, vandag en in die week wat voorlê. Amen.